Met ons skriflesing is vanmôre uit Lukas hoofstuk 8. Ons gaan lees vanaf vers 22. Soos laas Sondag ook gesê het, ons 'n bietjie deur die boek Lukas werk, uit die boek Lukas preek en maar so hoofstuk vir hoofstuk, en as die Here wil, ons sal maar sien hoe loop die tyd. Miskien 'n paar temas tussenin. Maar dat 'n mens ook sien die lewe van Jesus, sy woorde, sy dade en dit op 'n sistematiese manier en wat dit ook vir ons dan beteken. Voor ons lees gaan ons net saam bid. Here, ons dankie dat ons weer eens ook in hierdie môre na U toe kan kom om U te aanbid. Bewus van ons eie nietigheid, maar dat ons kan roem in Hom wat vir ons aan die kruis gesterf het, deur Jesus. Dat ons deur Hom die toegang het tot die allerheiligste. Dat Hy inderdaad die weg, die waarheid en die lewe is. En dat om Hom te ken vir ons oorvloed en vir ons lewe is. Ag Here, en dankie dat U in hierdie wêreld ook gekom het om Uself aan ons te kom openbaar. Ons deur U woorde, deur U lewe, deur U dade kan sien wie U werklik is, en U het gesê as ons U gesien het, het ons die Vader gesien. Nou U die Vader in ons kom openbaar, die hart van die Vader. En ons gebed is ook vanmôre, Here, dat U ook deur U woord weer eens met ons sal praat en sal spreek. Ons weet dis die groot behoefte ook in hierdie wêreld. En ons bid vir hierdie wêreld waarin ons leef, hierdie verwarde wêreld. Hierdie wêreld wat ook maar gedurig hulle rug op U draai, nie na U soek nie, maar valse gode dien en ander gode en hulle rug op U draai. Mag daar in hierdie dag met die verkondiging van U woord wêreldwyd baie wees wat tot die lig kom, wat inderdaad uit die duisternis na die wonderbare lig van Christus kom, uit die mag van die duiwel, uit sy koninkryk na U koninkryk. En ook vanmôre, Here, wil U ook deur U Gees in ons harte kom werk. En ons dankie vir die Heilige Gees en vir die werk van die Heilige Gees. U ook gesê het Hy sal kom, en wanneer Hy gekom het, sal Hy julle in die volle waarheid lei. En Hy sal vir ons van U getuig, van Christus. Ja, dat ons weet dat dit die groot werk van die Heilige Gees is om van Christus te kom getuig. En daarom, Here, as ons ook hierdie evangelie lees wat gaan oor U en U werk, weet ons dat U Gees ook sal werk, want Hy het gekom om van U te getuig. Wees dan ook hier in ons midde, Here, ons bid vir baie wat beproef word, baie wat moeilike tye deurgaan, ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat swaar kry elke dag, wat 'n stryd is, bid vir hulle wat 'n geliefde aan die dood moes afstaan. Ag Here, in hierdie tye kan ons maar net na U toe kom, soos U woord vir ons leer. En ons dankie dat U die God van alle vertroosting is, en dat U ook vir hulle naby sal wees. Wees dan hier met ons, Here, ons vra dit om U naam se ontwil. Amen. Lukas 8 vers 22. Op 'n dag het Jesus en sy disippels in 'n skei geklim. En hy het vir hulle gesê, kom, ons gaan na die oorkant van die meer toe. Hulle vaar toe weg, en terwyl hulle seil, raak Jesus aan die slaap. 'n Ewige stormwind het op die meer losgebars, en die skei het vol water begin word, sodat hulle in lewensgevaar was. Hulle gaan toe na Jesus toe en maak hom wakker met die uitroep, Meneer, Meneer, ons vergaan. Toe staan hy op en bestraf die wind en die golwe, en hulle het bedaar. En daar het stilte gekom. Toe sê Jesus vir hulle, waar is julle geloof dan? Maar hulle was verskrik en verbaas, en het vir mekaar gesê, wie is hy tog? Hy gee bevele aan die wind en die water, en hulle is aan hom gehoorsaam. Tot sover uit die woord van die Here. Nou gemeente, hier in Lukas 8 vers 8 tot 22 begin 'n nuwe toneel in Jesus se bediening.
wat oorgaan van lering en gelykenisse. Ons het gesien die gelykenis van die saaier, die gelykenis van die lamp wat mens nie wegsteek nie, dat sy optrede nou meer gaan in die openbaring van sy goddelikheid en sy mag. En hierdie gebeurtenis is dan ook 'n inleiding tot die dramatiese stilmaak van die storm wat vir ons wys op sy heerskappy oor die natuur, wat dan ook verder sal uitloop op ander genesings en bevrydings. Nou Jesus se uitnodiging om oor te gaan na die oorkant van die see was 'n doelbewuste beweging. Alles in Jesus se lewe het nie maar per toeval gebeur nie, maar onder die hand en die bestuur van God sy Vader het hy na hierdie volgende gebied, of was hy op pad daarna toe, na die Gadareners, wat ons later sal sien wat 'n heidense gebied was, 'n donker gebied waar daar die besetene, duiwelbesetene ook gewoon het en wat hy sou bevry. Hier staan op 'n dag het dit gebeur. Binne die raamwerk van Jesus se aktiewe bediening in Galilea was daar hierdie baie spesifieke tyd, hierdie patroon tussen sy prediking en sy bewegings, en hy het sy disippels beveel om in die skei te klim, in die boot. Dit was simbolies eintlik van die disippelskappad van hierdie klompie wat saam met Jesus beweeg het. En daarin sou hulle dan baie lesse leer van geloof, van gehoorsaamheid en wanneer toetsing oor jou pad kom. En die feit dat Jesus saam met hulle instap in hierdie boot en sy teenwoordigheid voor die storms is ook kenmerkend. En hy sê vir hulle, kom ons gaan na die oorkant van die meer. Hy neem die inisiatief. Hy bepaal die bestemming. En dit is nie net blote logistieke aanduiding of voorstel nie, maar hy sê iets van sy goddelike voorneme. En hulle het weggevaar. Die disippels het ook gehoorsaam. Deel van hulle les van disippelskap, as jy Jesus volg, dan maak jy soos hy sê. Jy volg hom. En die feit dat Jesus hierdie reis initieer, wys dat hy in volkome beheer was van dit wat sou gebeur. Die komende storm. Dit was ook nie buite sy beheer nie, maar binne sy plan. En ons sien hier ook dat disippelskap sluit ook risiko en toetsing in. Hierdie vers herinner ons daaraan dat om Jesus te volg beteken nie altyd jou lewe is net maklik en sonder storms nie. Maar dis eintlik 'n uitnodiging om deur die storm saam met Jesus te beweeg met geloof in sy beloftes en in sy woord. Vertrou in sy woord. Hy het gesê, kom ons gaan oor. Laat ons gaan. En gelowiges vandag ook net soos die disippels word geroep om op die basis van sy woord te vaar, te lewe. Ons lewe is nie seker nie. Die pad is onseker. So hierdie disippels ook. En wanneer Jesus 'n nuwe pad aandui en vir ons ook aanwys 'n nuwe pad om te betree, dan vra hy en dan sê hy daardeur, dit gaan nie noodwendig maklik wees nie. Maar die belangrike ding is Jesus saam met jou in die boot van jou lewe. En geloof beteken dan om te vaar op grond van sy beloftes, sy woord, dat hy met jou gaan. En ons sien in hierdie weergawe en dit wat sou kom, dat Lukas hier ook 'n baie spesifieke boodskap het. Iets wat hy wil aandui, die identiteit van Jesus onmiskenbaar wil bekend maak. Hy's die Messias, hy's die Seun van God, hy's die tweede persoon van die drie-eenheid. Hy het bonatuurlike krag oor siekte, oor dood
oor die duiwel, sal dit later sien in hierdie boek van hom. En hy kan dinge omkeer. Hy het mag om die vloek in hierdie wêreld om te keer. Ons kan sien hierdie verhaal kan mens eintlik in 3 dele deel. Die kalmte voor die storm, die kalmte tydens die storm en dan die kalmte na die storm. En dan in die slot die disippels se reaksie. Ons sien die kalmte voor die storm. Daar staan dan, soos ons gesê het, hulle het op die boot uitgegaan en gevaar na die oorkant toe. Markus se weergawe van hierdie gedeelte sê dat Jesus op hierdie boot, op hierdie geleentheid dan uitgegaan het nadat hy verskeie gelykenisse geleer het. Dis miskien na ete by Kapernaum wat hy gehad het. En hulle klim in hierdie boot, moontlik die vissersboot van Petrus, Andreas en Jakobus en Johannes. En hy wou 'n bietjie wegkom van die skare. 'n Tyd van rus. En Jesus het dan saam met hulle, omdat hy ook hierdie afspraak gehad het met hierdie demoniese besetene wat kom, dan in hierdie boot geklim op die see van Galilea. En hierdie meer, vir u wat daar was, ek was nog nie daar nie, sê hulle, van alle kante omring met steil heuwels, wat 'n groot bydrae gelewer het tot hierdie geweldige onstuimigheid wat dikwels plaasgevind het op hierdie meer. Soms lewensgevaarlike storms, dit was bekend daarvoor. En hulle het na donker op hierdie see uitgegaan. Markus voeg die detail by dat Jesus agter in die skei gaan slaap het, met sy kop op 'n kussing. Wat vir ons ietsie aandui van die feit dat Jesus volkome mens was. Waarlik God, maar ook mens. Hy het honger geword, hy het dors geword, hy het moeg geword. En hy het aan die slaap geraak. In kalmte, in vrede, wetende die storm is op pad. Maar hy het vertroue gehad in die plan van sy Vader. En ons sien dan in vers 23, toe kom daar 'n storm op die see af en die skei het begin vol word en hulle was in gevaar. Dit waarvoor hierdie meer bekend was, hierdie skielike storms, gewelddadige storms, het toe plaasgevind. Die woord vir storm dui hier op 'n woedende, draaikolkwind, amper soos 'n orkaanagtige verskynsel, dat die skei het vol water geword. Hulle was in gevaar gewees. Dit was nie net 'n emosionele oordrywing nie. Dit was 'n werklike fisieke gevaar. Selfs hierdie ervare vissers soos Petrus en Johannes was oortuig hulle was aan die ondergang. Nou, dit is ook vir u en vir my 'n les. Ons dink baie keer as ons Jesus volg, jou lewe net maklik gaan wees. Dat geloof jou gaan spaar van pyn, van teestand, van swaar kry, maar die Bybel leer die teenoorgestelde. As jy getrou is aan die Here, as jy sy disipel is, dan beteken gehoorsaamheid soms 'n pad van lyding. In Handelinge 14 vers 22 bemoedig Paulus en Barnabas die gelowiges as hy sê ons moet deur baie verdrukking die koninkryk van God binnegaan. Ware geloof en gehoorsaamheid word beproef dikwels in die oond van lyding, van swaar kry. Maar ons sien Jesus se kalmte te midde van die chaos, wat eintlik 'n uitnodiging is ook aan gelowiges om rus te vind in die feit dat God soewerein in beheer is, ook selfs van die storm. En wanneer ons ook onrus belewe, dat ons nooit die werklikheid van sy teenwoordigheid moet vergeet nie. Jy kan vertrou op sy teenwoordigheid. Hy is daar.
En alhoewel Jesus aan die slaap is, beteken sy stilheid nie dat hy afwesig is nie. Hy's daar. En dat 'n mens ook nie alle storms interpreteer as dat jy buite die wil van God is nie. Soms stuur hy storms om jou geloof te versterk, soos in hierdie geval die disippels se lewe. Dat 'n mens eintlik ook hieruit kan leer, as Jesus in jou boot is, in jou lewe is, dan sal die storm jou nie onderkry nie. Al lyk dit hoe gevaarlik, en ons lees dan vers 24, toe gaan hulle en maak hom wakker en sê, Meester, Meester, ons vergaan. Die disippels se reaksie op hierdie storm was paniek. Ervare vissers, maar paniek bevange. Geen gewone storm, die lewensbedreigend. En hulle aanspreek vir hom Meester, Meester. Wat eintlik 'n aanduiding is van hierdie angs, van hierdie dringendheid. Is eintlik 'n gebed ook. Roep na die Here. Hulle het homself al gesien dat hy wonderwerke doen, dat hy genesings doen. Hulle roep na hom, hulle sê ons vergaan. Ons vergaan. Erkenning van hulle hulpeloosheid. Die oorspronklike Grieks het 'n teenwoordige tyd aanduiding wat eintlik ons is besig om onder te gaan. Ons het 'n onmiddellike bedreiging, dis 'n kreet vir redding wat hy roep. Here, help vir ons vergaan. Het is wonderlik dat die Here ook dikwels in 'n mens se lewe, as jy by daai punt is, dat hy's daar. Hy hoor daardie kreet, hy hoor daardie roep. Hulle het gesien hy siekes kan genees en demone uitdrywe, selfs oorwinning oor die dood, maar hulle het gewonder, het hy mag oor die wind en die water? Het hy beheer daaroor? Miskien het hulle gedink aan Psalm 65 vers 5 tot 7 wat sê, o God van ons heil, wat die gedruis van die see stil maak en die gedruis van die golwe. Psalm 89 vers 9, U heers oor die trots van die see. As hy golwe opstie, bring U hulle tot rus. So in hulle uiterste nood het hulle gewenk tot die redder en die verlosser. En daar staan en hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Hy het doelgerig opgestaan, tot aksie oorgegaan, sy gesag uitgespreek. Hy het nie wakker geword uit vrees nie, maar uit vrede uit het hy opgestaan. En die wind en die onstuimigheid van die water bestraf. Griekse woord is dieselfde wat gebruik word wat as hy die demone aangespreek het om hulle stil te maak of hulle uit te drywe en hulle het wind het gaan lê en daar het stilte gekom, daar's onmiddellike reaksie op sy bevel. 'n Wonderwerk wat plaasgevind het, nie 'n geleidelike afname soos die storm soms wat dit mee gebeur nie, maar onmiddellik 'n bonatuurlike stil word. Wat sy mag en sy wonder getoon het. Dat hierdie simboliek iets sê van hy regeer. En daar waar hy regeer, daar kom vrede. Ook in 'n mens se hart. Hoe baie storms woed nie in jou hart dikwels nie. Maar Jesus kan daar waar daar chaos is en vrees is, kan hy vrede bring. Soos met hierdie storms. Die disippels het geroep in desperaatheid, maar hy antwoord in genade. Hy antwoord in genade. Hy is die Here ook van die skepping. Hy het die gebed van nood verhoor, vol van genade. Hy wil vrede bring. Sy vrede is ook nie net fisies nie. Nie net in die storm nie. Hy wil ook in elke mens se hart vrede bring.
En dit kan alleen gebeur as hy deel met sonde en ongeregtigheid in jou lewe. Jesus het so dikwels gesê, soos Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Hy wil nie net die see, die fisiese see stil maak en daai storm nie. Hy wil ook die storm in die mens se hart stil maak. Paulus gebruik ook dikwels die vergelyking, God is 'n God van vrede. Die kalmte na die storm. Hy staan toe op en bestraf die wind en die watergolwe en hulle bedaar. En 'n stilte het gekom. In vers 25 hy sê vir hulle, waar is julle geloof? Toe hy die wind en die golwe beveel om stil te word, het hy onmiddellik gehoorsaam. En die disippels was geskok, hulle was verstom gewees. En ons sien Jesus praat nie verder oor hulle vrees nie. Hy sê nie vir hulle was lekker bang gewees nie. Hy sê, waar is julle geloof? Die eerste woord na hierdie wonderwerk, waar is julle geloof? En dit was nie om hulle skaam te maak nie, maar om hulle te leer. Julle het iets agtergelaat, julle het iets verloor. Het help nie, julle het net geloof as dinge kalm is nie. Waar is julle geloof as die storm daar is? As dit sleg gaan? Help nie net om te glo as dit mooi weer is nie. Maar ook as die storm kom. Vrees het die plek ingeneem van geloof. Het julle geen geloof nie? Waar is dit? Dat hulle oproep tot selfondersoek, vertrou julle my net wanneer dinge gemaklik is. Is dit nie die natuur van die mens, net wanneer dinge gemaklik is? Net wanneer jy oorvloed beleef, net wanneer dit goed gaan. Maar as daar skielik die storm is, as die slegte dinge oor jou pad kom, dan is jou geloof weg. Dan is daar nie hoop nie. Petrus het hieruit geleer, want hy skryf later in 1 Petrus 5 vers 7, hy sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Hy sorg vir julle. Paulus het sy vertroue in die Here se sorg uitgespreek toe hy triomfantlik gesê het in Romeine 8 vers 38, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Dit is geloof. Om aan die Here vas te hou te midde van die storms. David Goodman het die les opgesom uit hierdie gedeelte dat Jesus wil hê elke gelowige moet uit hierdie voorval leer. Hy sê, ons leef in 'n heelal wat dodelik vyhandig teenoor menslike lewe is. Slegs die wonder van skepping en goddelike instandhouding bewaar ons planeet en sy wonderlike aanpassings vir die instandhouding van menslike lewe. As jy ook oor hierdie dinge gaan lees, die astronomie en die goed is so indrukwekkend. Die presisheid van die afstand van die son, van die aarde en die maan en die bewegings en die presiese posisie van die aarde en net 'n klein wysiging daarvan kan tot die vernietiging van lewe lei. Maar binne ons aarde is daar ook ander bedreigings. Van wind, van golwe, van weerlig, van storms, van vloed, van droogte. Sneeustortings, aardbewings, vuur, hitte, koue, kieme, virusse. Epidemies van tyd tot tyd in die lewe. Vroeër of later mag een van hulle ons doodmaak. En die verhaal van die stilword van die storm is natuurlik nie bedoel om te sê dat Christus nooit sal toelaat dat die gelowige verdrink of deur enige ramp getref word. Baie gelowiges het reeds so gesterf. Dit wys wel dat hy die Here is oor die fisiese kragte van die heelal. Dat niks vir hom toevallig gebeur nie en dat geen krag in die skepping sy plan vir ewig verlossing
kan vernietig of ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Selfs in hier in my lewe bring die Here die storms in die gelowige se lewe. Soms vertugtiging, ander kere om hulle geloof te versterk. Jona het in 'n storm beland as gevolg van sy ongehoorsaamheid en binne die vis. En terwyl die disippels juis hier in die boot was as gevolg van gehoorsaamheid, het hulle in 'n storm beland. Maar in beide gevalle het God hulle gered. Wat sien ons van die gevolge van hierdie kalmte na die storm? Maar hulle was bang, vers 25, en verwonderd. En het vir mekaar gesê, wie is hy tog? Dat hy selfs die winde en die water gebied en hulle hom gehoorsaam is. Hulle was bang en verwonderd. Hulle was nie meer bang vir die storm nie. Hulle is bang vir Jesus. Hierdie vrees was nie meer paniek nie, maar eerbied. Eerbied. Hulle was nou nie meer bang vir die storm buite die boot nie. Hulle was bang vir die een binne die boot. Die een met hierdie bonatuurlike mag en gesag en hierdie goddelikheid het 'n ander vrees by hulle gebring. Dat hulle vrees eintlik verander het in aanbidding. Soos Markus ook in Markus 4 vers 41 sê, hulle was oorweldig deur sy majesteit. Verbuister deur hierdie bonatuurlike mag en om dit te aanskou, moes vrees aanjaend gewees het. Die Skepper God was by hulle in die boot. Te besef dat God so wonderwerk kon doen, en dit het hulle laat uitroep, en ons sien dit ook in Lukas vers 8, vers 37 en 47. Wie is hy tog? Selfs die winde en die water beveel en hulle hom gehoorsaam is, en dis die kern van hierdie teks. Dit is nie net 'n retoriese vraag nie. Hulle kom tot 'n goddelike ontdekking. Hulle begin sê, Jesus is nie net 'n wonderwerker nie. Hy's die Here. Hy's die Here van sy skepping. Psalm 107 vers 29 sê van God, hy bring die storm tot bedaring sodat die golwe stil word. En op daardie moment, terwyl alles stil is, die see het stil geword. Die gevaar is verby. En dat hulle kon sê, maar hy, ons aanbid hom. Hy is waarlik die Seun van God. En 'n ander uitroep van Petrus toe hulle die groot visvangs gehad het, en hulle wat vissermanne was, en Jesus het gesê, gaan uit na die see, en hulle sê, Here, ons het heel nag gevang, waarom moet ons tyd mors om weer te gaan? Maar op u woord sal ons die net laat sak, ons sal maar uitgaan, ons sal maar doen soos u sê, en daar was soveel vis dat die nette geskeur het, en die ander bote moes gekom het om te kom help. En na daai gebeur het Petrus gesê, gaan weg van my, Here. Ek is 'n sondige man. Toe Abraham hierdie openbaring van wie God is ontvang het, in Genesis 18 vers 27 sê hy, ek is maar stof en as. Job het gesê, Job 42 vers 5 tot 6, nadat hy geworstel het oor sy lewe en die lyding in sy lewe, en hy het vrae gevra en hy dikwels God beskuldig. En nadat hy God om sy grootheid gewys het en wie hy werklik is en sy heerlikheid en sy majesteit, sê Job in 42 vers 5 tot 6, met die gehoor van die oor het ek van u gehoor, maar nou het my oogie gesien, daarom roep ek en het berou in stof en as. Dis wat gebeur as 'n mens God sien. As jy Jesus sien. In sy heerlikheid en in sy mag. Die engel van die Here aan Simon Simson se pa Manoag verskyn het. Dit gesê ons sal sekerlik sterwe want ons het God gesien.
Toe hulle God se teenwoordigheid op Sinaï gesien het, die volk Israel, toe sê hulle vir Moses, Moses, spreek u met ons. Ons sal luister. Maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterf ons. Dat Jesus hier homself aan sy disippels openbaar het in sy bediening. En ook aan u en my openbaar. Hy het nie net mag oor die natuur nie. Hy kan dit doen. Hy het mag oor die demoniese magte, hy het mag oor die siekte en die dood. Maar hy is die seun van God. Hy is die Messias. So in hierdie kort moment het hy nie net sy mag openbaar nie, maar ook sy medelydende sorg vir elkeen wat aan hom behoort. Dat hy ook hierdeur wil sê vir elke gelowige in die storms van jou lewe, hy is daar. Hy het die vermoë, hy het die bereidheid om te help. Hoe hopelose situasie ook al mag lyk, hy kan dit verander. Hy kan iets nuuts doen in sy heerlikheid. Paulus het selfs, daarmee sluit ek af, na God se genadige versorging deur sy lewe, dikwels was hy in gevaar, sê hy ook, by die dood omgedraai. Mense het my geslaan, 5 keer 40 houe op een na, hy's gestenig, siek gewees, storms, al die goed. Maar hy sê, na al hierdie sorg van die Here kan hy sê, aan die einde van sy lewe, met volle sekerheid sê, dit 2 Timoteus 4 vers 18, en die Here sal my verlos, van elke bose werk, en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons ook vanmôre kan stil staan by daardie gebeure op die see van Galilea, waar u die storm stil gemaak het, op 'n wonderlike manier. Baie van ons ook kan getuig deur ons lewens, ook deur al die storms heen, dat u by magte is om dit stil te maak. Maar dat u ook vanmôre wil sê vir elkeen wat midde in 'n storm is, dat hulle net moet sorg, Jesus is met hulle. Want Jesus kan die verskil maak. En dankie dat u ons ken. En dankie dat u ook in genade teenoor ons optree. Dat as u ook vir ons vra, waar is jou geloof, dan is dit nie net om te veroordeel nie, maar om te leer. En vir ons te sê, Here, ons kan na u toe kom. Dat ons ook soos Paulus kan sê, ons kan weet. U sal ons verlos van elke bose werk. En u sal tot die einde toe met ons wees. As ons net die pad met u stap en op u woord beweeg elke dag op ons lewenspad vorentoe. Wees vir ons daartoe genadig. Ons vra dit om u naam se wil. Amen.